Goeienaand julle, welkom terug. Dis baie lekker om 'n nuwe gesiggie hier by ons te hê. Welkom Salmarie. Goed, kom ons maak net ons oogies toe. Ag Here, U weet ons kom uit 'n besige dag. Goed of sleg, maar besig. Ag maak ons net bietjie diep asemhaal. Maak ons ore en ons oë en ons harte oop vir al die geskenkies wat U vir ons hier in die Bybel het. Here, U beloof, waar ons by mekaar is U tussen ons. U Heilige Gees is hier om hierdie woord vir ons oop te breek, soos ons nog nooit tevore gehoor het nie. Dankie dat U my gebruik, maar laat almal asseblief verby die mens vol foute kyk en hoor wat U vir hulle wil wys. Dankie vir al die liefde. Amen. Ok, julle, so na die eerste week het ek gesê, gaan ek vir julle 'n bietjie meer verduidelik hoe die Bybel werk. Maar toe was hier van julle wat nog nie Bybels gehad het. Toe sê ons, okay, kom ons gaan bietjie aan met die goedjies en nou het almal Bybels. So, ons gaan nou terug en net so bietjie vir julle verduidelik hoe julle hierdie Bybel kan gebruik as 'n amper second ChatGPT tool. Okay. Goed, so ons het nou oopgemaak hierso by die inhoudsopgawe voor in jou Bybel. So vir die wat by die huis gaan kyk, daar waar al jou indeks is van watter boek is by watse bladsy. So as jy also bold wil wees om in jou Bybel te skryf, wat ek julle sal aanraai, want as jy op jou notas skryf, oor 5 dae of oor 5 jaar is jou notas missing, en dan is alles weg, okay? So, stuur bietjie hierdie vir Damien, dis 'n potlood, dan kan jy uitveer as jy droog maak laas in. Goed. Okay, so heel bo by die boeke van die Bybel kan jy 'n notaatjie maak. Daar's 66 boeke in jou Bybel. En ons noem dit die kanon. Goed. Kanon kom van kanonieke boeke af. Kanon kom van die die Griekse woord af wat beteken you made a cut. Okay? Dis die boeke wat die kat gemaak het. En wat was die kriteria om die kat te maak? Is dit moet 'n storie van God met sy mense wees. So daar's baie ander Bybelse boekies wat die ouer mense van geweet het. Ons noem hulle die apokriewe boeke. So jy kan hulle lees, maar jy sal sien, daar's nie 'n goedvoel storie in nie. Daar's nie 'n storie van lig en donker en lig het oorwin nie. Dis meer 'n storie oor mense se lewens. Aan die begin gaan dit goed, en dan aan die einde dan raak hulle die klits kwyt. So dis hoekom hulle nie die kat gemaak. Maar hulle is daar om van te leer. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie wys. Okay. Goed, so aan die Ou Testament se kant, aan die linkerkant, kan julle sê daar's 39 boeke. En die Nuwe Testament kant is 27 boeke. So dis hoe ons by die 66 uitkom. So in die Ou Testament kan jy skryf meer as, julle weet daai tekentjie van groter as wat julle in wiskunde geleer het? Meer as 2000 jaar. So die verhale en die geskiedenis en die goed wat in die Ou Testament boeke geskryf is 2000 jaar plus se tydperk opgeskryf. Die Nuwe Testament se kant is binne 200 jaar. Okay. So ek gaan nou gou vir julle weer wys, soos wat ek in die begin ook vir julle gewys het. As jy in jou Bybel in praktyk kyk, waar die Ou Testament ophou en waar die Nuwe Testament begin. Blaai gaan na bladsy 1353. 1353. In die Bybel in praktyk is die Ou Testament klaar en dan staan so 'n stuk wat sê bylae. En dan begin Matteus in die Nuwe Testament. Goed. Vir hierdie stuk in die middel van die Bybel in praktyk, sal julle sien dat ek sulke paperclips wat ons by Timo bestel, ek het vir julle almal gegee. Dit is super cute. Ja, dit is super. So maak hierdie
hierdie klomp bladsye, maak hulle bietjie vas met jou paperclips wat ek vir jou gegee. Sit net eers een paperclip daarin, want ons gaan nou weer daar kom rond te karre. Goed. So as ek nou my Bybel so plat heb, sien julle hoe dik is die Ou Testament, né? So dis stories wat 2000 jaar plus, van Adam af tot by Abraham weet ons nie hoe lank, maar van Abraham af weet ons, dis 2000 jaar voor Christus, tot by die jaar 0, waar Christus gebore is. Okay. En hier is die Nuwe Testament. Hy is, onthou julle Johannes, het Openbaring geskryf, hy is die laaste ou wat geskryf het, hy is dood omtrent 100 jaar na Christus, okay? So, ons sê 200 jaar, want in die volgende 100 jaar, in die jaar 101 tot 200 na Christus, is alles nog opgeskryf, die ouens wat nog wou skryf. Maar na 200 na Christus is daar niks weer geskryf. Okay. Goed. So, as ons nou sê hierdie is 'n boek van God se storie met sy mense. Voor Abraham weet ons nie hoe lank. So ons noem dit prehistoriese tyd. Daar waar die dinosaurs en die caveman karring, né? Waaroor almal stry hoe lank en hoe nie. Dit noem ons prehistoriese tyd. Van Abraham af, 2000 jaar voor Christus, tot, kom ons sê, vandag. Noem ons historiese tyd, want gister is eintlik in jou history, is geskiedenis, né? Dis historiese tyd. Okay? Ons is na die jaar 2000, ja ouma, 200, ja ouma grootjie, en jou oupa grootjie, en dan jou oumas, en jou ma en jou pa, en ek en jy vandag, en ons kinders. Ons is nog steeds deel van hierdie storie wat aangaan. Dis hoekom ek vir julle sê, skryf van julle Bybels, want ons is nog steeds deel van God se storie met sy kinders. Jy skryf dalk nou vir jou kleinkind 'n nota in die Bybel wat hy eendag raak lees. Jy skryf daar, ek is gedoop, en van daar af het die duiwel my gekatasa, maar dis hoe ek elke keer daardeur gekom het. Hier's 'n datumpie by, dis wat ek vandag geleer het. Sit 'n notaboekie agter in jou Bybel en skryf jou storie saam met God op, vir jou nageslag. As ons nie hierdie boek gehad het wat opgeskryf is nie, wat het ons gehad vandag? Okay, so ons is nog steeds deel van God se storie, totdat Jesus weer kom. Ja, goed. So, wat vir my belangrik is van hierdie kruise in die middel van die Bybel, ek het dit al vir julle gesê, maar julle moet dit 20 keer hoor. As jy iets in die Nuwe Testament lees, en jy verstaan nie lekker wat daar aangaan nie, die kans is goed dat in die Bybel en praktyk daar vir jou 'n klein versie gaan wees van waar jy dit in die Ou Testament kan gaan lees. Dis dalk 'n profesie wat hier verkondig is deur die Jesaja, en nou vertel Jesus hulle 'n storie wat daarbey aanpas, en nou gaan die liggies vir die Jode aan en sê, ek onthou Jesaja het gesê dit gaan gebeur, hier het dit mag. Ja. As jy iets in die Ou Testament lees wat jou maag siek maak, jy wil opgooi want dit is so wreed of is so aklig. 'n Papa stamp sy dogter by die deur uit om verkragt te word deur 'n klomp mense. Want mans moet veilig gehou word. Dan dink jy, hoe kan so iets in 'n boek van God gebeur? Dan kyk jy, wat het Jesus gedoen? Hy het kom sterf vir al daai aaklige goed. So jy kyk deur die kruis van Jesus se kant af, hoekom dit nie meer vandag toelaatbaar is. Hoekom vrouens en dogters vandag net soveel die moeite werd is as mans vandag. Hoekom ons ook mag kerk toe gaan en dominees word en Jesus het spesiaal met 'n Samaritaanse vrou by die put gaan praat, sodat mans kan sien, ek is hier vir almal. Goed. So gaan weer na julle indeks toe terug. En dan kan julle eerste bladsy daar waar boop staan Ou Testament, kan julle by julle naby hou. Goed. So hierdie gaan nou 'n bietjie 'n klomp feite wees, julle moet nie skrik nie.
As julle hierdie onder die knie gee, gaan julle julle Bybel baie makliker verstaan. En dan gaan iemand anders julle baie minder kan mislei. Okay. Want, wat het Openbaring gesê, hoe gaan die antichrist lyk? Gaan hy 'n monstertjie met 2 rooi horingkies wees met 'n vurk wat hier kom instap en jou mislei? Nee, dit gaan binne in die kerk wees. Of deur mense wees. Mense wees wat binne in die kerk vir jou historietjies net so bietjie kom verdraai. Net so bietjie. En as jy nie jou Bybel ken nie, kan jy maklik skrik of op 'n afdraaipaadjie gaan. Okay. Goed, so, nou moet jy imagine, Damien, het julle 'n boekrak ergens in julle huis of in julle ouma se huis of iets. Onthou jy die biblioteek op skool? Ja. Okay, kom ons dink aan 'n biblioteek. Hier is die hele biblioteek. Op die boonste rak is daar al die autobiografieë van die rugbyspelers. Okay? François Pinaar, John Smith, almal se autobiografieë staan daar. Op die tweede rak, Zelmerie, is skoonheidsboeke. Hoe om jou make-up te doen, hoe om jou hare te versorg. Okay? Jolandi, die derde boekrak is hoe om fotografie te doen. Okay? Met 'n kamera, met 'n selfoon, met 'n long lens. Goed. En op die onderste ry, Denzel, het ons Validia se rak. Vol kookboeke, al daai lekker kos wat sy vir ons maak. Ja. Okay. So nou kom ek in jou huis en ek sê, ek wil gou vir ons 'n koek bak. Gaan ek nou loop na die autobiografieë van die rugbyspelers om 'n koek te kan bak? Nee, ek gaan nie 'n lekker koek kan bak. Nee. Nou dis presies wat nou hier in hierdie Bybel gaan. Julle sal sien my Bybel is baie color-coded. Sien julle? Dis hoe my Bybel lyk. Goed. So julle kan dit na die tyd gaan doen as julle wil, maar julle kan nou vir julle notas maak. Sien julle die eerste 5 boeke van die Bybel? Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dit noem ons die wetboeke. Okay. Alles wat jy daar gaan lees, gaan oor wette. So as jy daar lees, jy moet jou voete was voordat jy in die huis kom, was daar 'n goeie rede, want die kostafels was op die vloer, jy het so op jou sy gelê en eet, en jou stinkvuil voete was by die volgende ou se kosbord. Okay? Dit was nie rituele vir snaaksigheid. As God 'n wet daar gesit het, was dit gewoonlik om iemand te beskerm. Morele beskerming, of om siektes te voorkom, want hulle het nie yskaste en goed gehad nie, né? So dit is die wetboeke. Maar kyk nou, sien julle langs Genesis het ek 'n enetjie geskryf, maar by Exodus staan 'n 3. Sien julle dit? Goed, so haal hierdie bladsy uit wat sê chronological summary. Kronologies beteken volgens tyd. Okay? Okay, so hierso het ek vir julle geskryf. Hierdie is nou die opsomming van die Ou Testament boeke. So hier het ek geskryf, daar's 39 boeke. Okay? Hierdie nommertjies hier aan hierdie kant is hoe die boeke as hulle volgens tyd wat hulle gebeur het in jou Bybel geskryf was, hoe dit sou gelyk het. Sien julle wie's tweede? Genesis, Job, Exodus. Okay? So as jy nou dit agterkom en 'n ou langs die braaivleis vuur sê vir jou, af man, jou Bybel is so de mekaar. Job het in die tyd gelewe tussen Genesis en Levitikus, kyk waar staan jy in jou Bybel. Dan dink jy, hoekom is dit nou? Hoekom het ek nie dit gebeur? Okay? So ek gaan nou vir julle hierdie bietjie verduidelik. So as jy nou na jou Bybel kyk, so is dit 'n biblioteek van 66 verskillende boeke. So, die Bybelskrywers, die mense wat die Bybel aan mekaar gesit het, het gegaan en gesê, as ons iets van wette wil ons weet waar om die wetboeke te kry. So hulle het al die wetboeke by mekaar gaan sit.
Dis hoekom ek vir julle gesê het, ek het hulle almal so omkring en gesê, wette. Dan weet ek, as ek daar rond lees, as iets daar staan, was dit 'n wet, ek weet nou hoekom die Here wette gegee het, en ek kan baie maklik uitvind, as Jesus in die Nuwe Testament iets sê, dat daai wet nie meer nodig is, hoekom dit nie meer nodig is, want daar is nou ander goed wat dit vervang. Kom ons kyk na offers. Denzel, as jy nou droog gemaak het, maar jy het net bietjie droog gemaak, dan moes jy nou 'n duif gaan vang het en hom geonthoof het en sy bloed laat loop het oor die altaar in die Ou Testament. Okay? So in die Nuwe Testament het Jesus gesê, ons hoef nie meer te offer nie, want sy bloed het vir ons geloop. Nou is daar party mense wat gou-gou 'n bietjie 'n draai in Israel gaan maak, hulle wil net voel het om daar in Jesus se voetspore te loop. En hier sien hulle al hierdie mense wat al hierdie wette nakom. Okay? Amazing wette. En hulle aanbid elke Vrydag met 'n ander fees. Elke Sabbatdag doen hulle niks werk nie. Hulle wy hulle hele dag aan die Here. Dan voel jy, ag, ek is so 'n aaklige Christen. Ek struggle om eers op Sondag kerk toe te gaan, as ek wil gaan, né? Dis moeite. En nou begin daai dingetjie hier agter in jou kop, ja, maar jy doen nie genoeg vir die Here nie. Jy doen nie feeste nie, jy offer nie meer nie, nou voel jy skuldig. Dan is daar baie mense wat nou terugval in daai Joodse wette, om nou weer al daai goedjies te doen. Dis fyn as jy dit doen, maar jy moet dit doen vir die regte rede. Jy moet dit doen uit dankbaarheid, dat Jesus klaar vir jou gesterf het. Jy moet dit nie doen omdat jy skuldig voel en so Jesus se guns wil wen nie. Want dan maak jy sy kruistog goedkoop. Dan kon hy dit net sowel nie gedoen het. Verstaan jy? So as jy weet, Jesus het gekom om daai goed te sê, dis nou klaar. Ek het klaar gemaak met dit. Dan kan iemand nie met 'n storie by jou kom en sê, julle kerk hou nie feeste nie, julle hou op verkeerde dag kerk, julle doen dit. Sê, Jesus het gesê, daai kruis wat in die middel van jou Bybel is, dis genoeg. Okay. Goed, so, sien julle hoekom is Job nie daar nie? Want Job is eintlik 'n wysheidsboek. Sien julle bietjie onder toe by nommer 3? Job het verskriklik gesuffer, né? Ek het vir julle langs elkeen so 1 of 2 woordjies gesê van waaroor gaan die boek. As jy nou voel, jy suffer nou, dan gaan lees jy 'n bietjie Job. Okay? Job is nie 'n wetboek nie, so jy gaan geen wette in Job se boek kry nie. Al is hy net na Genesis geskryf. Okay. So dit is hoekom hy lê daar onder tussen jou wysheidsboeke. Goed. So, die tweede klomp is geskiedenisboeke. Sien julle al daai geskiedenisboeke? Josua af tot by Ester. Jy kan 'n lekker kringetjie trek van Josua af tot by Ester. Dis waar die rigters was, dis waar Rut was, Samuel was daar, al die konings van Israel word daar genoem, Kronieke, Esdra, Nehemia en Ester. Daar is geskiedenis op. Sien julle langs Kronieke het ek geskryf, records, né? As jy wil weet wat 'n koning het en wat 'n jaar, wie was sy seun, waar het hy gebly, dan gaan lees en soek jy dit in die geskiedenisboek. Nou ek wil gou vir julle 'n voorbeeld wys. Onthou julle, ek het vir julle gesê, julle moet oopmaak by Job. Dan kan julle ook, terwyl julle by Job is, kan julle vinger gaan insit by Jona. Jona is op bladsy 1289. Sit sommer vir julle 'n plakkertjie daar. 1289. Goed. So as jy na Job kyk. Wow. Sien julle in die Bybel in praktyk? Voordat jy die boek begin, het hy mos so 'n stuk geskryf van
Wie die boek geskryf, vir wie is hy geskryf, watter tyd is hy opgeskryf. Kyk, is julle by Job? So kyk wat staan daar by die ontstaan tyd. Waar staan onbekend? Sien julle? Ontstaan tyd. Ontstaan tyd is onbekend. Met ander woorde, hulle weet nie presies hoe oud het hierdie storie gebeur nie. Maar net heel onder staan daar, is die boek gestel tussen 500 en 200 voor Christus. Kyk, Jolandi sal net vir Chantal bietjie wys waar ons nou leef. Ja, maar... Sorry. Okay. So, al het Job voor Abraham se tyd swaar gekry, né? Prehistoric time. Is hierdie ding eers 500 tot 200 voor Christus actually neergeskryf. Sien julle dit? So, as ons dan na die skrywer kyk, daar staan moontlik Job, met ander woorde, hy die storie oor en oor en oor vertel, en toe het iemand dit gaan opskryf vir ons om te onthou. Okay. So, blaai gaan na Jona toe. Goed, so by Jona het ek hierbo geskryf. Plus minus 780 tot 760 voor Christus. Plus minus 780 tot 760 voor Christus. Dis toe Jona na Nineve toe gestuur is. Okay? Sien julle hoe lank terug is dit? Nou gaan kyk daar. Wanneer het hierdie gebeur? Die ontstaan tyd, hoe land dit jou been? Is dit jy wat ek het so oorloos die. Sorry. Nee, dis nou seker so. Ek het so oorloos ek. 'n Bom wat af. Wat gaan Okay, so die ontstaan tyd van hierdie boek is opgeskryf 500 tot 300 jaar voor Christus. Met ander woorde, die ou wat hierdie boek hier vir ons geskryf het, vertel terug vir ons wat het met Jona in hierdie tyd gebeur. Okay. As jy dit besef, dan gaan jy verstaan hoekom daar in Jona spesifieke versies is. Ek gaan julle gou wys. Blaai net een bladsytjie, ja, 2 bladsye om, na Jona 1 vers 17. By Jona 1 vers 17 staan daar, toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en 3 nagte in die vis. Jona 1 vers 17. Okay? So hier is Jona nou, ons hoor nou, die vis is gestuur en Jona was 3 dae en 3 nagte in die vis. Hoor julle, dis 'n terugvertel. Goed? By hoofstuk 2 vers 1, toe bid Jona daar binne in die vis. Nou wie kon geweet het wat Jona binne in die vis gedoen het? Dis oorvertellings en nou het die ou gesê, as ons nie hierdie storie opskryf nie, gaan dit verlore raak. Okay? Goed. Nou staan nie Jona het gesê, met ander woord, die ou haal nou aan presies wat Jona gesê het. In my nood het ek tot die Here geroep en die Here het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek om hulp gevra en die Here het my gehoor. Nou julle sal onthou, Jona was baie windie en gesê, gooi my in die see. Ek sal eerder doodgaan as om die Assiriërs te gaan waarsku, né? En toe hy nou begin sink, toe begin hy bid, watch. Hy was nou baie braaf, ek sal doodgaan, en toe hy begin sink, toe sien hy, dis toe nie so maklik. Vers 3. U het my in die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn. Okay, julle sien nou hoe sak hierdie mannetjie af in die see. Hy versuip. Nou hierdie sinnetjie maar is die ou wat skryf wat vir ons hierdie sê. Hy sê, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskaf, want hy weet Jona het dit aan die einde gemaak. Okay?
So dis hoekom julle sal sien, ek trek soms sulke streepies in my Bybel. Van waar praat Jona, en dan waar praat die skrywertjie met ons. Goed, dan by vers 5 is Jona weer aan die woord, hy sê, die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluk, daar sink hy tot onder op die bodem, né? Hy dink dis nou die einde. Maar, hier praat die skrywertjie weer met ons. Maar U, Here my God, het my van die dood gered. Okay? Want terwyl Jona daar afgesak het, kon hy tog nie gesê het, okay, die Here het my gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by U gekom, in die heilige tempel. Okay, so sien julle, laat dit partykeer die skrywer is wat opskryf, en dan vertel hy wat het hy gehoor. Okay. Nou julle, hierdie ding veroorsaak partykeer groot konsternasies. Ek gaan julle nou wys hoe, nie my potlood breek. Lekker nog al saam, Dis net 'n pyser wat jy die lood maar bietjie moet aanjaag. Okay. So kyk gou op julle lysie, waar is Jona? As julle omblaai, kry jy by nommer 4 die groot profete op hierdie vorm. Jy kry die groot profete soos Jesaja hulle. En dan kry jy die klein profete. Sien julle Jona lê daar. 4de van bo af het ek geskryf vis. Okay? Jona en die vis. So as ons Jona se boek sou gaan trek en Jona se storie lees, dan kry ons eintlik die deel wat hy moes profeteer. Daar is geen geskiedkundige inligting in Jona se boek. Ons kan nie sien in watter tyd, watter plek dit gebeur het. So nou kom daar mense en sê vir julle, hierdie Jona en die vis storie is net 'n storie. Dis nie werklik nie. As jy jou Bybel nie ken, dan dink jy, "Oh, gats, okay. Is dit nou net 'n storie want dit klink bietjie far-fetched?" Maar as jy jou Bybel ken of jy gaan soek in jou Bybel vir 'n antwoord, dan sal jy nou sien. Kyk gou by Jona 1 vers 1. Jona 1 vers 1 is daar een sinnetjie wat vir ons vrek baie beteken. Daar staan, die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Nou as jy daai sinnetjie net lees, dan dink jy, okay, what about it? Gaan kyk nou in die middel van jou boek, né? Daar waar hy vir ons sê, as jy nog bietjie inligting oor vers 1, hoofstuk 1 vers 1 wil hê, sal jy moet gaan loer in Matteus 12 of in 2 Konings 14. Nou wat het ons gesê, wat is konings? Kyk gou op jou eerste bladsy hier by die geskiedenisboeke. Daar lê konings, dis 'n geskiedenisboek, né? So ek het gou vir my 'n merkertjie as jy wil gaan loer, is op bladsy 541. 541, 2 Konings 14. Julle kan sommer vir julle 'n notaatjie op julle papier opmaak as julle wil. So die opskrif by 2 Konings 14 sê, in hierdie tyd was die koning van Israel, Jerobeam die tweede. Okay? 2 Konings 14, daar by vers 23. Die opskrif is koning Jerobeam die tweede, is die koning van Israel. So nou, omdat ons 'n geskiedenisboek het, het ons al bietjie iemand. Wie was koning daai tyd? So vers 23 sê, in die 15de regeringsjaar van koning Amasia van Juda, seun van Joas, het Jerobeam, seun van koning Joas van Israel op die troon gekom. Okay? So daar is bietjie geskiedenis. Maar dit maak nog steeds nie vir ons baie sin nie, want ons wil nie nou weet wie se koning. Maar kyk by vers 25. Hierdie koning, Jerobeam die tweede, het die grense van Israel herstel. Van Lebo Hamat af, tot by die see van in die Jordaanvallei. Dit was in ooreenstemming met wat die Here, die God van Israel gesê het, deur sy dienaar Jona,
So hier weet ons klaar, hier is Jona. Hy is 'n dienaar van die Here. Seun van Amittai. So nou weet ons, dis dieselfde Jona waarvan ons gelees het in die vis. Die profeet, so nou weet ons Jona was 'n profeet, uit Get-Gefer. Nou weet ons waar hy vandaan gekom. OK. So dis die geskiedenisdeeltjie wat vir jou kan sê vir daai chommy om die braaivleis vir daai ou is 'n regte mens met 'n pappa. Ek kan vir jou sê in watter tyd hy gelewe het en ek kan vir jou sê waar kom hy vandaan. OK. So dit is hoe daai middelste deeltjie van julle Bybel werk. As jy ietsie lees en jy verstaan nie regtig waaroor dit gaan nie, is daar 'n goeie kans dat jy daar in die middel 'n plekkie sal kry waar jy kan gaan lees. Onthou julle, daar was 'n Matteus 12 ook, wat ons daar gesien het. Ons kon ietsie gaan lees by 2 Konings, of by Matteus 12 vers 39. So as ons net vinnig wil spring Matteus 12 vers 39 toe, dis op bladsy 1404. Onthou julle, ek het julle vertel van die Red Letter Bible. Alles wat Jesus gesê het, is in daai Bybel in rooi letters gedruk. Ja. So hierdie sou nou een van daai stukke gewees. 1404. 1404, daar by vers 38, die opskrif by daai stuk is die teken van Jona. So hier is ons nou in die Nuwe Testament, né? Baie jare na Jona se storie. En Jesus is aan die woord. Die Fariseërs kom en sê vir hom, ons soek nog 'n teken. Ons glo jou nog, jy gee vir ons nog 'n teken. OK. Goed, so by vers 38 staan daar, party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir hom, meneer, ons wil 'n wonderwerk van u sien. Maar nou het Jesus al baie wonderwerke gedoen. Maar hy sê vir hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal vir julle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. So hier sê Jesus Christus, Jona het bestaan. Kyk wat sê hy. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die aarde wees. Kyk, sien julle hoeveel jaar daarna sê Jesus self hulle, even toe Jona 3 dae en 3 nagte in die vis was, het julle hom nie geglo nie. Ek gaan ook 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. En julle, baie van julle gaan nog steeds nie glo. Onthou net toe hy hier dit vir die disippels gesê het, het hulle gedink, wat die hel praat hy van? Hoe gaan hierdie ou nou in die middel van die aarde wees vir 3 dae en 3 nagte? Maar ons wat nou teruglees, kan dit verstaan. So baie van die Bybelse goed is vir ons baie meer verstaanbaar as dit vir daai arme mense was wat in daai tyd geleef het, né? Ek is baie bly ek nie in daai tyd geleef nie, want ek is baie wat die mense dit. Ek glo nie maklik dat iemand vir my sê totdat jy my dit bewys nie, né? Ja. So ek sou Dit sou net ook makliker gewees in daai tyd, want jy kon fisies sien, soos die hele se wonderwerke sien. maar sou jy geglo het? Ja. Okay. As natuurlik, as iemand daar op sonder die dood sou ek wees, dis fake. Verstaan? Ek is bitter bly. En dis hoekom jy vandag ook glo, né? Want jy het dit nie gesien nie. Jy het nie jou handjies in sy hande gedruk nie. Maar jy is oop genoeg vir die Heilige Gees om jou te kon oortuig. Dis hoekom. Mens kan vir mense hierdie boek gee en dit kan vir hulle niks beteken. Want ek en jy kan nie iemand convert. Ja. Net iemand wat as die Heilige Gees ons se hart klop en sê, okay, kom, ek maak my hart oop, ek gee jou 'n kans. Kom convince my. Net die persoon self kan sê, okay, ek gaan die deur so 'n bietjie oopmaak, ek gee jou 'n kans, God, kom. Ja. Ons kan dit nie doen nie, jy kan dit nie vir jou sussie doen nie, kan dit nie vir jou ma doen nie, kan dit vir jou oupa doen nie, jy kan dit nie vir jou kinders doen nie. Maar jy kan intree in gebed en sê, Here, hou aanklop, hou net aanklop. Okay, dis wat dit so special maak. Goed. So kom ons gaan gou terug na ons lysie. So die eerste 5 boeke was die wette.
Gaan gou weer na julle lys daar by die inhoudsopgawe. Eerste 5 boeke was die wette, die volgende is die geskiedenisboeke. So daar in die geskiedenisboeke, daar by Rigters rond, gaan jy al die stories van Simson hulle lees, né? Simson was 'n rigter, as jy 'n bietjie vir jou 'n nota wil maak. Goed, die konings, kronieke, dan kry jy jou wysheidsgoed. Job, julle weet nou, hy's 'n suffering guy. Psalms, alles wat Dawid hulle aangejaag het. Onthou jy kry tot in Psalms goed dat Moses geskryf het, né? Baie mense dink is net Dawid wat daar geskryf het, maar Moses se goeds ook daar. Spreuke, Prediker, het ek vir julle gesê, hy filosofeer oor die lewe, né? Wat sê hy altyd? Daar's 'n tyd, né? Tyd om te kom, tyd om te gaan, tyd om te saai, tyd om te oes. En dan Hooglied, daai ou was hoog van al die wyn, dink ek, want hy het verskriklike liefdesverklaringe gehad. So as jy nou in Hooglied gaan lees van al hierdie wonderlike dinge, en jy soek eintlik geskiedenisdatums, dink jy gaan dit daar kry? Nee. Maar as jy wil weet wat in Hooglied gebeur het en wie dit geskryf, moet jy daar in die middel gaan kyk, waar kan jy nog gaan lees, om bietjie dalk geskiedenis te kry, of sulke goedjies. Okay. Goed, dan kan jy omblaai, hier by nommer 4, jou groot profete. Ek wil net gou Jesaja vir julle bietjie uitlig. Jesaja is die grootste profeet wat vir ons geskryf het, né? Jesaja het 66 hoofstukke. So as julle gaan na hom wil blaai, dis bladsy 964. Hy het vir ons die meeste goedjies geskryf. Okay, so op 964 sien julle hierbo, dis 'n baie spesiale ding in julle Bybels, hierdie tydlyn wat hierso staan. Sien julle daai lang streep? Sien julle hierdie eerste deel van Jesaja? Ek het dit daar vir julle skryf, hoofstuk 1 tot 39, né? Noem ons, julle kan daar langstaan gaan skryf, Proto Jesaja. Proto Jesaja. Goed, so hierdie eerste stukkies oor Jesaja gaan oor spesiale goed wat met Jesaja gebeur het. Kyk daar, net onder dit staan daar, Jesaja, 'n bloemlesing uit verskillende tye. Kan julle die woord bloemlesing onthou? 'n Bloemlesing, die ouer mense sal weet, dit is 'n bundel met 'n klomp goedjies in een. So sê nou maar, jy kyk na die Twilight boeke, né? As jy 'n groot boek kry met al 4 die Twilight stories in een, okay? Dis so 'n bietjie 'n bloemlees. Okay. Goed, so daar sê hulle vir ons, die eerste hoofstukke, deel 1 tot 31, kan in 'n groot mate toegeskryf word aan die werk van Jesaja, seun van Amos, in die tyd van die Judeese koning Usia. Okay? Daar's al die konings, Usia, Jotam, Agas en Hiskia. 'n tydperk vanaf omtrent 100 jaar. So die eerste 39 hoofstukke het Jesaja oor 'n tydperk van 100 jaar so goed. Goed wat oor 100 jaar gebeur het hy opgeskryf. Kyk gou daar bo by jou tydlyn, daar staan Amos het begin. Nou kyk gou by jou klein profete. Amos is een van jou klein profete, die tweede enetjie van bo af. Dan kry jy Hosea. Dan kry jy Jesaja wat begin, waarvan ons nou gaan lees. Dan kry jy Micha, kyk 1, 2, 3, 4, 5de klein profeet is Micha. Dan word daar iemand nie te koning. Dan is Hosea koning. Dan Israel, die noorderryk kom tot 'n val, ons gaan nog daarvan lees.
Hizkia, Manasseh. So hier's 'n hele tydlyn van alles waaroor proto-Jesaja gaan. Okay. Goed, so blaai gou na hoofstuk 40. Goed. Sien julle, hier is nou weer 'n opskrif. Hier is nou die tweede boekie wat in hierdie bundel vasgevat word. Sy naam kan jy skryf? Deutero Jesaja. Is van hom amper soos Deuteronomie. Okay? So dis hoofstuk 40 tot 55. So as jy hier begin lees, sal jy sien, dit klink heeltemal, is 'n ander skryfstyl en dit is oor ander goed as wat in die eerste 39 hoofstuk. So daarso staan, oor die profeet wat verantwoordelik is, weet ons nie alles nie, maar hierdie stuk gaan oor om die volk wat nou in ballingskap is, te troos. So hier is die Israeliete gevang. Hulle is weggevoer uit hulle land uit. Hulle kry hulle self jammer, hulle weet hulle droog gemaak en nou is hulle in die straf, né? So nou skryf Jesaja om die volk in ballingskap te troos met die boodskap dat God hulle binnekort na hulle eie land toe sal terugvat. So alles wat jy vanaf vers 40 tot hoofstuk 40 tot 55 lees, gaan, as jy nou weet, hy skryf daar iets en sê, byt vas, moenie worry, dan weet jy, daai ouens is weggevoer, hulle is slawe in 'n ander ou se land. En as jy dit nie weet nie, dan tref hierdie goed jou nie so erg. Kyk, goed, so blaai na hoofstuk 56 toe. Dis nou die derde bundeltjie. Sien julle, hy lyk so. Bladsy 1044. Hierdie is die amazingste stukkie geskiedenis wat jy ooit kan lees. As jy ietsie wil lees wat vir jou amazing gaan wees, omdat jy 'n Christen is wat terugkyk, is dit hierdie hoofstuk 56 tot 66. Ons noem dit Trito, T-R-I-T-O, Trito Jesaja. Die doel hiervan is om die ballinge wat op pad terug is Jerusalem toe, het God hulle nou gered uit daai volk se hande uit, né? Hulle is pad terug Jerusalem toe, maar Jesaja bemoedig hulle en om die Here werklik te dien, sodat dit nie weer gebeur. Okay? So kyk bietjie daarbo, wat is die wonderlike goed wat op hierdie tydlyn gebeur. Kores word koning, né? Kores verower Babylonië. Die Babyloniërs het die Israeliete gevang. Okay? Hulle is die Medes. So nou kry Babylonië 'n nuwe koning. En die Here werk met hom. Hy praat met Kores en Kores luister vir die Here. En Kores kondig 'n edik af, dit is nou maar, wat kan mens sê wat julle verstaan? Hy proclaim 'n nuwe statement, hy sê, die Israeliete kan terugkeer Jerusalem. Okay? En wat's nog meer? Hy sê, gaan en ek sal vir julle help, mense stuur en goed, om die tempel te herbou. Okay. So in hierdie stuk, julle, hierdie Jesaja, kyk nou hoe lank voor Christus is hierdie. Die ontstaantyd is min of meer 480 voor Christus. So kom ons sê halwe eeu voor Christus gebore is, né? Word hierdie boek geskryf. Maar kom ons lees gou. Ek gaan vir julle so 'n stukkie lees. Hy kondig aan dat Jesus gebore gaan word en dat Jesus gekruisig gaan word. Maar hierdie ou het nie eens geweet dis wat met Jesus gaan gebeur. Kyk. Nou net gaan kyk waar het ek dit vir julle geskryf.
Ons sondes kla ons aan by 59. Hier skryf hy die mooiste ding van op bladsy 1052, die Here het jou lief. Hier is nou nogal baie liefdesliedjies, baie van die liedere en goed wat ons in die kerk sing, kom hier uit. Bladsy 1055 vers 6 staan daar. Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner. Julle moenie stil bly nie. Julle moenie stil bly nie totdat hy Jerusalem herstel het. OK? So hier is hierdie volk besig om hulle self weer op te bou. Hulle tel hulle self weer op. OK? Ek gaan nou vir julle presies die verse sê, maar ek dink dit is 55 net kyk. Kyk gou op bladsy 1017. Kan jy so, ek het net nou verkeerd gepraat, dis in die Deutero-Jesaja tyd. Bladsy 1017 het ek so groot hierbo in my Bybel geskryf. Jesus word aangekondig. 1017. Kan jy daarbo skryf, Jesus word aangekondig. So bo staan, soos 'n herder versorg hy sy kinders. Vers 1 sê, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Sien julle daai uitroeptekens? Dis soos op die ou movies waar daai laities met die koerant gehardloop het en geskree het. Hier is nie venies, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. By vers 2 sê hy, bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy swaar kry is verby. Okay? So in daai tyd toe dit geskryf het, is dit nou vir die ballinge geskryf om te sê, dis 'n nuwe koning. Hy is lief vir God. Die uitkoms is hier, ons gaan hier kan uittrek, okay? By vers 3. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak die barre wêreld oop. So daar langs dan kan jy geskryf Johannes die Doper. Kyk. Johannes die Doper, toe hy gepreek het hy vir almal gesê, ek doop julle nou met water, maar hier kom iemand wat julle gaan doop met die Heilige Gees. En hy het so geloop en skree soos 'n klein koerantmannetjie, né? Hy het gesê, bekeer julle, ek doop julle nou, maar hier kom iemand. En hy het die pad uit die woestyn uitgemaak, want Johannes die Doper het uit die woestyn uitgekom. Okay? Dan by vers 9, amper vers 10. Julle God is hier, die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer. Vers 11. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Okay, wat het Jesus heeltyd gesê toe hy gekom het? Hy is ons herder, né? Wat ons is sy skape, hy is ons herder. Vers 12. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge in die hemels geweeg. Okay? So hier praat hy nou van God, okay? Maar ons weet Jesus was ook betrokke by die skepping. Okay, gaan nou na vers 28. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie. Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hul vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Sien julle al daai stukke wat ons altyd op magnete en goed kry? En daai liedjies van wat ons in die kerk sing?
Goed, nou kan julle na 41 vers 4 toe gaan. Dit is ek, die Here. Ek is die eerste. En wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog steeds die Here wees. So hier sê hy, ek is die begin, ek is die einde. Okay? Vers 7 se einde sê, dan slaan hulle die beeld met spykers vas en dat hy nie omval nie. Okay? Praat hulle daarvan Jesus. Ja, kyk bietjie blaai om. Van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies. Ek het jou nie verwerp nie, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hande red ek jou. Vers 13, ek is die Here jou God, ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou, moenie bang wees. So as jy vir iemand vra, wat is die woorde wat die meeste in ons Bybel kom? As jy vir enigiemand vra, is die kans baie goed dat hulle gaan sê, jy moet iemand lief hê. Hulle sê altyd, die goed wat die meeste in die Bybel gesê word, het iets met liefde te doen, of genade. En dis nie waar nie. Die woorde of die frase wat die meeste in die Bybel voorkom is, moenie bang wees. Partykeer staan daar, moenie vrees nie, moenie bang wees. En dit kom 365 keer in ons Bybels voor. Een keer vir elke dag van die jaar, né? Want wat het God geweet? Wat gaan ons die meeste doen? Worry. Bang wees, né? Worry. So die eerste deeltjie waar Jesus aangekondig word, was daai deel van Johannes die Doper. As jy op bladsy 1017 daaronder in jou Bybel in praktyk gaan lees, sal jy sien waar kan jy in die Nuwe Testament gaan lees, waar skree Johannes hierdie stuk uit van, maak die wat gelyk, né? Sê gebeur so. So kyk gou, dis so hierdie werk. So sê nou maar, ons het nou by vers 3 gelees, maak die pad vir die Here gelyk. So dan kan jy altyd hieronder gaan lees, gee hulle vir jou nog 'n stuk van vers 3, wat bietjie meer verduidelik wat in vers 3 aangaan. En dan hier in die middel, as jy wil lees, waar kan jy iets van vers 3 gaan lees? Maleagi 3 vers 1 gaan ek julle nou wys. En Johannes 1 vers 23. Sien julle hoe mooi wys die Bybel vir julle as julle vergeet hoe, waar jy kan gaan lees? So kom ons gaan kyk gaga. Maleagi is die laaste, kyk op jou profete, jou klein profete, hy is die laaste een wat iets profeteer voor die 400 jaar stilte. As Maleagi klaar gepraat het, praat God vir 400 jaar nie weer met die mense nie. So daar waar jy jou kruisie ingesit het, in jou Bybel, daar waar jy jou kruisie ingesit het, net voor dit is Maleagi die laaste klein profeet wat ietsie sê. So gaan na Maleagi 3 vers 1 toe. So hier is die laaste profeet wat God iets voorsê voordat hy stil bly. Maleagi 3 vers 1 sê, ek gaan nou my boodskapper stuur, bladsy 1350. 1350. Maleagi 3 vers 1. Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my reguit maak, en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Sien julle dit? Die pad wat gelyk gemaak moet word. So kyk nou as jy daar in die middel gaan kyk, as jy 3 vers 1 in die middel wil sien, waar kan jy nog daarvan gaan lees? Dan staan Jesaja 40 vers 3 waar ons dit nou gekry het daar. Okay?
En dan kan jy nog ietsie in Matteus 11 vers 10 ook daaroor gaan lees. Sien jy hoe baie gaan jy nou van dieselfde ding in jou Bybel lees? Okay, so ons het gesê, ons kan nog daarvan gaan lees in Johannes 1 vers 23. So kom ons spring gaan Johannes 1 vers 23 toe. Dis bladsy 1585. 1585 Johannes 1 vers 23. So die opskrif daar is die getuienis van Johannes die Doper. Onthou julle, ek het vir julle gesê, die Johannes die Doper is daai mannetjie wat so roep en skree. Hier vertel hy nou in sy eie woorde. Kyk by vers 23. Hy het toe geantwoord, ek is die een wat in die woestyn roep. Maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Kyk, so hier sê hy nou vir hulle, onthou julle, halwe eeu voor Jesus was daar 'n profeet Jesaja wat gesê het, hier kom iemand, maak vir my pad gelyk. En iemand wat in die woestyn bly gaan dit uitroep. Hier's ek, dis ek. Ek is Johannes die Doper. Ek is die een wat Jesaja gesê het moet kom. Maar ek is nie die Messias nie. Ek maak die pad gereed vir die Here wat kom. Kyk nou as jy daar in die middel gaan kyk by vers 23, waar kan jy daarvan lees? Matteus 3 vers 1 en Jesaja 40 vers 3. So kom ons kyk vir wat sê Matteus 3 vers 1. So onthou julle nou, daar by die kruisies het ek gesê, Maleagi was die laaste ou wat gepraat het. Nou is ons by Matteus, die eerste boek in jou Nuwe Testament, 3 vers 1. Die opskrif, Johannes die Doper en sy prediking. 3 vers 1 sê, in daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek. Onthou, dis Matteus wat nou vir ons hier skryf wat het gebeur, né? En gesê, bekeer julle, van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Kyk, hier's die ouetjie wat in die woestyn moes wees, wat Jesaja gesê het, hy kom. So sien julle, hoe moet jy jou Bybel gebruik? As jy iets nie verstaan nie, dan kan jy nog op 'n paar plekke gaan soek. Kyk, so verstaan julle nou waar gaan die klein en die groot profete? Goed. So het ek vir julle geskryf, na Maleagi, 400 jaar stilte. God praat op geen manier, nie met drome nie met profete nie, niks, praat hy met sy volk. Kyk. Hoekom is dit? Want ek het maar vra, ja, hoekom dit so? Want hulle het so afvallig geword. Hulle het elke keer in hierdie dik Ou Testament, elke keer hier, het God vir hulle gesê, ek gaan julle uitroei, kom by. Dan kom hulle so rukkie by, dan dien hulle weer af voor. Dan kom hulle so weer so rukkie by, dan waarsku 'n profeet hulle, dan sê hulle so rukkie goed, dan trou hulle weer met ander mense en hulle gaan afgode dien. Hierdie hele 2000 plus jaar is dis wit blankwei. Nou is ons lief vir God, nou as dit goed gaan, is ons nie meer lief vir God. Nou is ons lief vir God, en hier in hierdie tyd, het dit baie sleg gegaan. So, dis wat ek vir julle gesê het, ons van hang 'n bietjie hier binne. Hier binne kan julle gaan lees van daai apokriewe boeke. Die boeke wat nie die kerk gemaak het. Né? So maak gou julle goedjies los. So, die eerste bladsy sê, tussen testamentêre tyd. So, dis die tyd, die 400 jaar, tussen die Ou Testament in die Nuwe Testament. So as julle hier 'n bietjie gaan lees, elke apokriewe boek, die boek wat nie die kat gemaak het nie, sy naampie is hier, met so 'n klein stukkie van wat presies in die boek staan.
En dis 'n boek wat jy op die rak kan gaan koop of Google, jy kan hom gaan lees. Jy sal sien as jy hom lees, daar's oulike goed in, maar daar's party goed wat jou net glad nie lekker laat. Maar die Makabeërs boeke, sien julle daar die Makabeërs in die middel van die regterkantste bladsy. Daar kan jy 'n bietjie geskiedkundig gaan lees van al die nonsens wat in daai 400 jaar, hoe bad dit was, hoe dit was. Okay. As jy 'n bietjie wil kyk, ek het 'n afgeskrewe boek by die huis, so sal ek hom vir julle saambring. So hier's al die julle kan omblaai, dan kyk julle, hier's apokryfe boeke, die eerste Makabeërs boek, die tweede Makabeërs boek, die boek van Henog, die boek van Ester. Hier's 'n klomp boeke wat die Jode geken het, maar wat nie ons Bybel gehaal het. Okay. Want dit is nie 'n boek van lig en donker nie, dis maar net stories van mense. Ja. Julle weet al die kinderflieks, dit gaan oor good and evil, né? Dis waaroor alles gaan lig en donker. Maar sien julle hier op bladsy 1357, die boek van Henog, né? Dit was 'n baie bekende boek wat almal geken het, want Henog was die ou wat saam met Jesus God was so lief vir hom, dat hy nie dood gegaan nie, né? Hy het hom net opgevaar, vat lewendig hemel toe en gesê, jy is my vriend, jy wandel saam met my, kom, jy hoef nie te sterf nie, kom saam met my. Okay? So dis 'n amazing boek. As jy daai boek bietjie gaan lees, Henog vertel vir ons bietjie van die vlakke in die hemel. Ek sal julle nog bietjie daarvan vertel, dit is super cool. Maar Hy was ons op wat 300 en iets, ek kan nie van ja, daar staan, as jy hierso staan, as jy bietjie oor Henog wil lees, kan jy in Genesis 5 vers 18 tot 24 gaan lees. Okay? Daar vertel ons van Henog. Maar sien julle daar, bietjie laer staan daar Judas, daar's 'n verwysing na Judas. Nou sien julle op die bladsy wat sê Nuwe Testament, né? Ons sal volgende keer bietjie daan raak. Dis daar 'n boek onder die algemene briewe, bladsy 6, wat sê Judas, by algemene brief. Hierdie was een van Jesus se boeties. Julle geweet, Jesus het boeties en sissies gehad, né? Jesus het 4 boeties gehad, en 2 of meer sissies. Ons weet hy het sissies gehad, maar ons weet nie hoe baie nie. Maar omdat hulle sê sissies, weet ons is 2 of meer. Okay? Ek het hier onder vir julle geskryf, waar kan julle gaan lees, wat was Jesus se boeties se name, maar ons het nie sy sissies se name. Okay? Hoe kom jy? Ek weet nie. Die vrouens was mos nie belangrik nie. Vrouens was nie belangrik nie, net die man. So julle kan in Matteus 13 en Markus 6 gaan lees, wat was Jesus se boeties se name. Maar Jakobus en Judas was 2 name, wat julle hier gaan kry, tussen die Nuwe Testamentiese boeke. Hulle het vir ons geskryf. Okay. So as jy gou na Judas toe blaai, né? Jakobus is ook 'n boetie. Ja. Jakobus is een van sy boeties en Judas. Maar dis nie die Jakobus wat 'n disipel was. Okay? So blaai gou na Judas toe net voordat ons afsluit, dan wys ek dit. Ek net vir so alles wat jy wil sê, betie of is dit jy was gesê sy neef. Dis sy neef. Ek het lank by iemand gehoor in 'n kerk te sê hulle Johannes soos Jesus se boetie. Nee, dis sy neef. Okay. Dis eintlik as ek moet dink 'n klein neefie, want Maria was 13 jaar oud toe sy Jesus verwag het. 13. 13? Donkie, wat? 13. Ja, dis die tyd wat jy puberteit tref, né? So dis wat jy kan babatjies gekry het in die ou tyd en trou. So en Johannes die Doper se mamma was in die 90. Okay. Judas is die boek reg voor Openbaring. Bladsy 1983. So hier is Jesus se boetie. Sien julle daar by die skrywer staan daar, waarskynlik of Judas, die broer van Jakobus en Jesus, of Judas Barnabas, maar julle kan gaan lees, as julle nou Matteus lees, Judas was die boetie. Okay. Maar kyk gou, blaai na
Onthou Judas het nie hoofstukke nie, want dit is net een hoofstuk. Dit is die kortste boek in jou Bybel. Okay? Blaai na vers 14 toe. Onthou nou, hierdie mense het vir Henog geken. Hulle het die boekrolle van Henog geken. Daai apokriewe boek van Henog, hulle het geweet wat in hom staan. Hoor nou wat staan hier. Vers 14. Dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, sien jy nou hoe oud was Henog, né? Geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. So onthou julle, ek het vir julle gesê, hy gaan vir ons bietjie in daai boek skryf vir hoe die hemel werk en hoe die wederkoms weer werk, okay? So gaan na vers 9 toe. Blaai net bietjie terug na vers 9 toe. Hoor nou wat staan hier. Nie eens die aardengel Michael het so iets gedoen nie. Okay? Toe hy, dis nou die aardsengel Michael, toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie. Maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Sien julle in wat se tyd het jy nog geleef? God het hom opgevat en hy het gesien hoe vaai die duiwel, want onthou Moses was maar stout voordat hy op daai klip geslat, né? Dis hoekom hy nie in die Kanaan. So die duiwel het gefight om Moses te vang. Hy wou Moses aankla. En die aardsengel Michael het gefight om Moses terug te vat hemel. Sien julle hoekom is ons nie bang om die apokriewe boeke te lees nie, want daar is goeie goed daarin. En selfs die mense wat die Bybel geskryf het, hol dit aan want hulle het dit geken. Okay. So as julle hieronder gaan lees bietjie, dan sal julle sien. Daar's nog plekke wat julle van Henog kan lees en waar daar by 14 vers 18 staan Henog se profesie. Met hierdie aanhaling uit die buitebybelse Henog en waarskynlik 'n toespeling op die buitebybelse Genesis boek, beklemtoon Judas nog steeds dat God die goddelose dinge wat mense doen sal straf. Okay. So hoekom Judas dit aanhaal? Hy sê maak nie saak wie jy is nie, al is jy so fancy soos Henog, of is jy 'n aardsengel soos Michael, dis nie jou werk om oor iemand te oordeel nie. God sal oordeel. Sien julle hoe lekker goed is hier in jou Bybel? Okay. Goed, kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here vir al hierdie lekker geheime, wat nie geheime is nie. Ons moet net lees, dan kry ons hierdie lekker goed om ons lus te maak vir die hemel eendag, om ons te laat uitsien, om alles te hoor. Wat gebeur het 2000 jaar terug? Wat gaan gebeur nog as U ons weer kom haal? Dankie vir al die skatte. En dankie Here dat die Bybel vlak genoeg is vir mense wat nie regtig dieper wil belangstel nie, om te lees en te verstaan en dit niks te doen het met of hulle gered is of nie. As ons U naam bely en sê U het vir ons gesterf, is ons gered. En as ons die Bybel dieper bekyk, kry ons net meer inligting. Maar dit het niks met ons saligheid uit te waai van hoe goed ons Bybel ken. Maar dankie dat vir ons wat soos diepseeduikers ons snorkels en ons goggles en ons bottels op ons rug sit, dat ons dieper kan gaan duik. En maak nie saak hoe diep ons duik nie, elke keer wys hy vir ons 'n nuwe skat. Baie dankie daarvoor. Amen. Right.